ons kerkgebou. Nie lang terug nie was ons ook so by mekaar gewees. En ons is nou weer hier vanmorgen en ek wil weer eens weer meer gevoel met julle betuig om vir julle ook te sê dat ons is 'n gemeente om julle te dink en dat ons ook voorbeeld vir julle gevra het Sondag wat verby is en ons weer as baie gemeentelede wat getrou het gereeld vir julle sal intree, dat die Here ook vir julle sy troos en sy genade sal gee. En as ons dan vandag ook so met die woord besig is en ons hoor dan jy ons daaroor wil sê, mag ons werkelijk ook waar te wees vanmorgen ook kry. Kom ons sit net so dan met ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons so die versekering gegee dat wanneer ons in U naam met mekaar kom, dat U dan ook daar teenwoordig is. Dat ons weet, Here, U is hier om ons met U teenwoordigheid en met U Gees te troos en krag te gee en ons te help dra. Here, U is 'n goeie herder. In Johannes 10 vergelyk Jesus 'n herder en 'n hierder met mekaar. En dan sê Jesus in daai gedeelte, 'n herder gee nie pad as daar gevaar kom nie, want dit is sy skape. Hulle behoort aan hom, hy is lief vir hulle. Hy beskerm hulle teen die gevaar. En so is U ons herder, Here, U is nie ons hierling nie. 'n hierling is iemand, sê Jesus in Johannes 10, wat pad gee as die gevaar kom, en as hy sy skape nie, hy gee nie vir hulle om nie. Dankie dat U ons herder is. Ons herder wat op 'n stadium bereid was om self verlam te word, en aan 'n kruis te hang, in ons plek geslag te word, sodat ons gered kan word. Dankie dat ons daarom ook weet, Here, dat U ons herder altyd by ons is, dat U ons hand nooit los nie, dat U ons in alle omstandighede en in alle tye troos en dra. Ons bid dat dit vanmorgen so sal wees, ons bid dat dit elke dag voor dit so sal wees, dat elkeen ook van die familielede sal ervaar dat U vreugde, krag, troos en genade gee, soos wat net U deur die Heilige Gees, die ware trooster, vir ons elkeen kan gee. Dankie dat ons dit kan bid, in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons eers die begrafnisbrief lees in die blaadjie. As U hom oopmaak, dan kan U dit volg. Roudiens vir die lewe van Jacomina, soos ons al geken het van Unieke Kruid, gebore 25 November 1927, te Huising, Noord-Holland, Nederland, oorlede 8 Desember 2017 in Middelburg, Suid-Afrika. En as ons dan kyk na die begrafnisbrief, ons sê nie dat Jacomina Unieke Kruid dood is nie. Sy is nie meer by ons nie. Met 'n glimlach en 'n wyf van die hand het sy vertrek na die ander kant. Unieke Kruid is gebore en het opgegroeid by Huising, Noord-Holland in Nederland. Sy bekwam as verpleegster. Sy is in 1958 met Jan Kees Kruid getroud en in 1961 immigreerde na Suid-Afrika. Na vele omswervingen afgetree Middelburg, na 'n vol en ryk lewe in die ouderdom van 90 jaar, na 'n siekbed, oorlede op 8 Desember 2017. Ons geliefde moeder, ouma Grootjie, laat agter 4 seuns, 10 kleinkinders, 4 agterkleinkinders, familie en vriende. Ons gun haar ewige rus. Dit is ook so wonderlik dat ek in die briefie staan van sy lewe. En dit is ons so Jesus kan troos met by Martha en Maria. Lazarus het gesterf, Jesus kom daar, Lazarus is al 4 dae in die graf, Jesus se woorde is, hy lewe na sy Vader, want elkeen wat lewe en in Jesus glo, sê Jesus, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, met ander woorde ons in die ewige lewe, sy lewe ook nou by die Vader. En ook wat Jesus staan van die siekbed wat sy gehad het, Openbaring sê vir ons daar by die Here is nooit weer siekte nie, en as nooit weer pyn nie, as nooit weer leed nie, al die dinge wat ons hier op aarde wat so kry, is dan vir altyd verby, altyd net volkome geluksaligheid by die Here. En daarom ook ons gunnaar die ewige rus. Ek gaan vir ons 2 gedeeltes in die Bybel lees. Dinsdag toe ons gesels het, ons het gesê, helemaal is onder andere waar die Psalm 23, waar ander gedeeltes ook, maar
besonder op die gedeelte. En as een mens nou gaan kyk op die gedeelte waar ons gaan kyk in 1 Korintiërs 3, wat praat van dat ons hele lewe op die Here moet bou, dan sluit hierdie Psalm daarmee daarbij aan. Want as ons lewe op die Here bou, dan sê ons eintlik ook, hy is ons herder. Psalm 23 sê ons, hy is ons herder, ek kom niks kort nie. As ek die Here het, dan het ek die belangrikste in die lewe. Dan kom ek niks kort nie. So het sluit eintlik baie met mekaar aan. Om die Here te bou as fundament, en om die Here as jou herder, is net verskillende metafore vir dieselfde beginsel. Ons lewens moet op hom gebou wees. Ek gaan vir ons al Engelse dinge lees. Psalm 23, the Lord is my shepherd. Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me, in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dit beskryf ook regtig soos ek nou gesê het, so mooi hoe ons op die Here moet bou. Want dan het ons vir hierdie lewe, die waters van rus en die groen weivelde, as ons die oorgang moet maak, dan het ons die een wat ons die doodsvallei leen by, en vir die lewe hierna, die een wat ons beker laat oorloop, wat ons ontvang soos ewige gaste. En dan die ander gedeelte, waar ons dan uit vandag veral gaan kyk, in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9 tot 15. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation, and someone else is building upon it. Yet each one take care how he builds upon it, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he will himself be saved, but only as through fire. En dan sê hy net, do you know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Ek het hierdie by een kursus en ek het op so'n manier gehoor, daar was een vrou wat gesê, as een mens nou op een grafsteen iemand sy naam sit, dan sit jy hier die persoon sy geboortedatum en dan is daar so'n dash, die streepiekie, en dan is daar die sterfdatum. En toe sê die persoon, dit is eintlik tragies om te dink aan die einde van die mense lewe, dat die hele lewe op aarde net met die dash voorgestel word. Daar is klein streepiekie vir die nodigheid te lewe. Jy het gekom, jy het gegaan, dis alles hierdie streepie. Die bekende, en ook daarom sê sy dat mens moet seker maak hoe jy op dash lewe, dat jy so lewe dat het sinvol sal wees en dat jy moeite werd sal wees. Die bekende prediker Spurgeon het ook gesê dat hy daar in die noordgebouwgrond gelewe is, waar hy sneeuw as een beeld gebruik. Hy het gesê, jy moet oppas dat jy nie wat jy skrywe in jou lewe in sneeuw skryf nie. Want er kom hier sneeuw of jy wind kom by en dan is dit wat jy geskryf is weg. In Zuid-Afrika sal jy nog even sê in sand skryf. Die seesand en die see kom verder weer weg of op gewone sand, die wind kom by dit weer weg. Mens moet seker maak dat dit wat jy doen in jou lewe ewigheidswaarde het. En dis wat Paulus in hierdie boodskap veral vir die Korintiërs wil sê. Hulle moet seker maak dat hulle so lewe dat hulle besig is met dinge wat ewigheidswaarde het. En daarom dat hy so klein mee op, julle is 'n gebou, julle is bouwers, maak seker dat julle reg bou, want dit is baie belangrik. As jy mens dan kyk na die dinge, dan is die ons
veronderstelling word daarvan dat Paulus met Christene praat, met mense wat sê dat hulle Jesus ken. Maar dan kom Paulus en hy sê dat daar is eintlik nog so groot stuk onvolwassenheid. Jullie stel je onder elkaar, en een gemeente sê een groep omsou van Paulus, en 'n ander groep sê omsou van Apollos, en 'n ander groep sê omsou van Cephas, maar sê hy vir hulle, as een van ons sal gekruisig vir julle, of een van ons dit is wat gedoen vir julle, dan sê hy vir hulle, dit nie oor die menslike werkers in die gemeente gaan, want dan is hier ons as kinders, dit moet om die fundament gaan, dit moet om Jesus Christus gaan. As hy een dagmaal hou, het hy dit my, dan het hulle onvrede onder mekaar gehad, en wat die nagmaal hulle eindelijk om mekaar moes hou. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, want dan julle allemaal is bouwers. Julle is bezig om die bedelings te bou. Maak seker waar die uiteinde van julle bouwwerk gaan wees. En nou wil ek vanmorgen hierdie beeld wat Paulus hier gebruik, wil ek dan nou toepas, en ek wil ons moet elkeen in ons eie lewe oordink. Ons moet ons eie lewe nie het, en vraag, hoe is my lewe? Hoe is ek bezig om te bou? Maar elke keer sal jy sien met ons gewone met die kinders, en dat ons vandag vitamine groeit, dat ons al lewe ook hierin kan inbring, en die troos hierin kan krijg. As ons dit kan het bouwwerk, en Paulus praat in hierdie gedeelte daarvan, is die eerste ding wat belangrijk is dat een gebouw een goede fundament moet hê. As hy een gebouw een goede fundament het nie, dan gaan hy nie staan nie. Allemaal die ons die bekende toren in Italië, die toren van Pisa, daai toren het ons begin een skeefsak, en die toeriste is nog van liefdag voor om so een van die toren af te staan met een makel voor ons met een hande keer, dat hy nie verder val nie, dat nie fotograaf of foto's wat vir die toren keer. En dit sê dat daai toren wat oor 800 jaar oud is. Elke jaar, en nou weet ek van min, maar elke jaar 1,3 millimeter verder gesak het. Dis min, kyk nou trouwens een millimeter op die middel. Maar oor die jare, met elke jaar sy millimeter, het hy naderhand boere 5 meter te ver oorgelee. En dit begin sy lied oor gaan val. Hy is nie meer veilig nie. En toen het hy alle maar die onderzoeken en toetsinggoede gedoen, en hy het weggekry om so 2,5 centimeter terug te bring, en om te vestig, en hy sê, nou gedeelde met waar staan en waar stil, sal hy nie verder. Maar wat is die probleem daardoor? Sy mens nog gaan kyk, en sê hulle, dit is op vleigrond gebouw, en hy het nie een goeie fundament vir hom gegee nie. En hy sê, hy was nog bezig om die toren te bouw. Toe begin hy al sak. En in plaas daarvan om daaruit te stop, en te sê, maar, dit is onveilig, hoe stop ons begin oor, het hulle maar aangehou, en hulle aan die kant wat sak, rekorde materiaal gebruik, en langer aan die andere kant om te probeer te probou, maar dit het nie gehelp nie, want die fundament was nie recht nie. Maar ons weet, met aardse goeders is dit so. En met ons geestelike lewe, en die geestelike lewe is ons baie keer in die Bijbel, dat het belangrijk is dat ons geestelike fundament recht moet hê. En wat is ons fundament? Paulus sê, daar is geen ander fundament waarop ons kan bou nie, as Jesus Christus. Niemand kan een ander fundament hê nie. Hy is vir ons fundament, en ons moet op hom staan. Jesus het in onszelf ook gesê, aan die einde van die bergpredicasie, Mattheus 7, vers 24 tot 29, het hy gesê, as iemand sy huis op sand bou, en die winde kom en die stortings val en die vloedwagens richting by huis, dan gaan hy nie bly staan nie, want hy het nie een goeie fundament nie. Maar as iemand sy huis op rots gebouw het, dan kan die winde en die stortings die vloedwagens maar kom, die huis kan bly staan, want hy is op rots gebouw, het een goeie fundament. En toe pas Jesus, daar gedeelte toe weer gesê, ons moet ons levenshuis op hom bou. Die woord wat hy sê, en die doen wat hy sê, is verstandig, want hy bou sy lewe op die rechte fundament. En dan moet ons onszelf ook onder vanmorgen vraag, wat is ons fundament? Waar bou ek my lewe? Ons weet, en ek het op die Here gebou, ek het ook so geken, ek glo, julle allemaal kan saamstem daarmee, dat sy die Here geken, sy die Here gedien, sy die Here lief gehad, maar fundament was reg gewees. En elkeen van ons moet ook gaan seker maak hiervan, is ek op die rechte fundament gebou.
Tweede ding wat ons kort, as een mens een stuk bouwwerk moet doen, is dan moet iemand wees wat die gebouw beplan, een architect, een ontwerper. Nou wat ons lewens aan betrek, is het vir my altyd so mooi, hoe dat Psalm 139 sê, die Here is die een wat elkeen van ons ontwerp het. Hy begin eindelijk in Psalm weer te sê, Here, die sien dwars deur my. En dan beskryf hy die wonderwerk van dat die Here weet wat ons gaan doen, maar voordat ons dit dink, en dat die Here weet wat ons gaan sê, maar voordat ons dit gaan sê, maar voordat ek gaan sit met die Here, waar ek gaan sit, en hy weet wat gaan opstaan, en hy weet wat ek reis, en dan op die einde dan sê, Here, dit oorweldig my, die begrip hiervan is vir my helemaal te groot, dat U my so goed ken. En dan sê hy, hoe is dit so? Hy sê, Here, want U het my gevorm. U het my aan mekaar geweef in my moederse skoot. Toen niemand nog geweet het hoe ek lyk nie, was geen been van my vir U verborgen nie. Het U my gevorm en my aan mekaar geweef. Maar die Here, as ons architect, as die beplanner van ons lewe, die tekenaar van ons lewenshuis, hy moet op die dag as hy gebore word, en sê, nou sy klaar met die persoon nie. Ons lewe lang, met elke van ons nog elke dag, is die Here besig om te teken, besig om te ontwerp, besig om ons levensvorm te gee. Hy gebruik die Heilige Gees, en die Heilige Gees gebruik ook mense, om dit in ons lewe te doen. Mens moet daar 'n bietjie gaan vra, maar wie is die mense wat in jou lewe, die Heilige Gees gebruik was om jou lewenshuis vorm te gee? Om jou na die Here te lei, om jou te laat groei in die geloof, om jou meer te leer waaroor die evangelie gaan. En ek sal nie verbaas wees as jy vanmorgen kan sê, dan die Mieke is die Heilige Gees gebruik, jylle ma, en jylle ouma, en ouma grootjie, om vorm te help gee aan jylle lewens nie. Ek het verlede terug, toe ek bietjie maar saam met jylle gekuier het, gehoor hoe jylle oor dat praat, en sy het dit gesê, en sy het dit gesê, en dan is sy het so gemaakt, en dinsdag het ek in Hans gesels het ook oor haar invloed in jylle lewe, geestelike terrein. Daarvoor kan jylle ook vanmorgen vir jylle dankie sê, dat die Heilige Gees haar gebruik het, ook om jylle lewens vorm te gee, om jylle geestelike lewe vorm te gee. En dit nie vir ander mense is nou daar, wat sal kom opstaan en sê, maar ook in my lewe het sy een invloed gehad. Ook in my lewe het die Heilige Gees al gebruik, as een ontwerper, as een tekenaar van my lewe. Daarvoor kan ons vanmorgen ook vir die Here dankie sê, dat hy vir haar so gebruik het. Annette het partijkeer gereeld dat ons nagmaal gaan bedien. En selfs toe ek met baie siek was en dat ook nie meer altyd alles verstaan het nie, kon my sien dat het nog vir haar betekenis het, dat sy verstaan wat sy doen, en dat het haar aan die hart gegryp het, omdat sy die Here lief gehad het. Die heilige wat nodig is met die bouwwerk, is bouwmateriaal. Het kan toch nie iets bouw sonder bouwmateriaal nie. En dan krijg je dus verskillende soorten bouwmateriaal, jy krijg van goeie gehalte en jy krijg van swak gehalte. Die van swak gehalte is een bykie goedkoper as die ander. As jy bykie goedkoper wil bouw, dan gebruik die swakker materiaal, en miskien as contracteurs wat uit een bykie oneerlik, en die vrou wat die dierprijs en gebruik goedkoop materiaal. En hy sê Paulus, maar hy sê dat die Korintiërs dit in hulle geestelike lewe doen. En hy sê dat die Here, maar hy wil wegkom met goedkoop materiaal. En hy wil nie vir die Here die beste gee nie. En hy wil so goedkoop as moontlik wegkom wat die Here aan dit heeft. Maar daar is twee siene oor die goud, silwer, edelstene, hout, gras en strooi, waarvan Paulus in die gedeelte praat. Een groot verklaring sê, en jy is nie een onderscheid maak tussen materiaal nie. Dit gaan oor die werk wat jy daarmee doen. Al bou jy dan met gras, bou dan goed daarmee. Al bou jy met hout, bou dan goed daarmee. Ander verklaring sê nee, en dit lyk vir my is daar meer recht, want hulle sê, hoekom dan die vuur? Dit word met vuur getoets. En ek weet ons dat vuur, hout, gras en strooi verbrand. En daarom wil ek vandag hierdie verklaring vat. Waarom materiaal waarvan Paulus hier praat, wat met vuur getoets gaan word? Die goeie materiaal in diens van die Here is goud, silwer en edelstene. En dan moet as het liefde nie dink aan aardse goud, aardse silwer, aardse edelstene, aardse rykdome nie. Hier moet word
oor vir ons sê, dis kosbare dinge. Houtgras en strooi is minder duursaam, minder kosbaar. Hoe onderskei mens op geestelike terrein? Wat is op geestelike terrein vir die Here goud, silwer en edelstene? En wat is op geestelike terrein vir die Here houtgras en strooi? Ek dink, die sleutel daarvoor kry ons in 1 Korintiërs 13. In 1 Korintiërs 13 begin Paulus dan sê hy, al het ek die tale van mense en engele, en al het ek die gave van profesie, en al het ek al die kennis, en al het ek geloof om werke te versit, al deel ek alles wat ek het aan ander uit, om het daarop te kan beroep, dan gaan hy nog verder en sê, al gee ek my liggaam prys vir ander mense, en dan sê hy, maar, ek het nie liefde nie, dan beteken dit niks nie. Dit kan wees dat iemand al die gaves het, maar dat hy dit nie met liefde in Godse koninkryk aanneem nie. Dat sy lewe nie van liefde getuig nie, dat hy mense verwoes en mense vernietig. En dan beteken dit niks, sê 1 Korintiërs 13. Dan is dit houtgras en strooi. Dis goud, silwer en edelstene, as dit in geloof en met liefde gedoen word. So daarom ons die liefde van die Here lewe, daarom ons die liefde van die Here sigbaar maak, daar bou ons met goud, silwer en edelstene. En Dominique, glo ek, het met goud, silwer en edelstene gebou. Dat liefde uit haar uitgestraal. Toe ons dinsdag gesels het oor haar lewe, beteken wat ons ook hier gelees het, sy was diensbaar. Sy het mense graag bedien, met liefde bedien. Mense gehelp, mense onderskraag, mense bemoedig. Dit was die goud, silwer en edelstene, waarmee sy vir die Here gebou het. En dan die laaste, waar ek al dan aandag gees. Mens kry ook 'n ding soos 'n bouinspekteur. Sien maar, daar word 'n groot mol gebou. Dan is daar bouinspekteurs wat van tyd tot tyd gaan kyk of is dit nog veilig. Want hier gaan baie mense kom en dit nie onveilig wees nie. Hier gebou nie waar in mekaar sak en mense beseer of mense wat doodgaan nie. Daar is 'n inspekteur wat kom kyk. Word hier reg gebou? Is die werk wat gedoen word goed? Ek het so vriende gehad wat ook 'n vliegtuig gebou het. Hy het 'n kiet geloop en alles was uit mekaar uit en dan moes die hele vliegtuig self aan mekaar sit. Maar op sekere fases, sekere stadiums, moes lugvaart 'n inspekteur stuur, dan hy gaan in hom vlieg. En hy moet ook val en sterf. Of iemand anders wat sou met hom vlieg wat sterf nie. As 'n inspekteur wat nie seker maak, hierdie werk word goed en reg gedoen. Nou sê Paulus vir die Korintiërs, en dan moet ek bou vir die Here. En dan gaan die dag kom, dat julle bouwerk getoets gaan word. Die dag wanneer dit aan die lig gaan kom. En dan gaan julle bouwerk getoets word, met vuur. Nou ons weet van die dag wanneer Jesus weerkom, daar is baie tekste in die Bybel daaroor, is nie daaroor onkundig of oningelig nie. Ons weet Jesus kom weer. Die wonderlike is dat die Bybel sê, ons Christene word nie meer veroordeel nie. Johannes 3:36 sê, as jy die seun het jy die lewe. Johannes 3:12, omdat wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Romeine 8:14-17, ons die Heilige Gees wat saam met ons getuig dat ons kinders van God is. Romeine 8:1, daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in die Here is. So as ons die Here aangeneem het as ons verlosser, as ons hom glo, is daar nie 'n vraag, gaan ek gered word of gaan ek nie gered word nie. Dit is bepaal. Dat ek gered word is vasgemaak. Maar wat kom hier interessante ding by? Paulus sê, party word nie met beloning gered, en ander word met skade gered. Party kry jy beloning. As jy werk getoets word en jy bly staan, word jy beloning. As jy werk getoets word en jy bly nie staan nie, word jy gered soos iemand wat uit vuur uitgeruk is. Ek glo Dominique is iemand wat die Here beloon is. As ek dink aan my lewe, die Here wat ek al ken, dit het ek met hulle gedoen gehad het, die kere wat ek daar gekry het in Kosmospark, die gesprekke wat ons gehad het, die getuienisse wat ek van haar gehoor het, glo ek dat die Bybel inspekteer, haar lewe
ook van die dinge gaan seker maak. Jou fundament, is jou fundament reg, laat die Heilige Gees elke dag toe om die tekenwerk te doen, die beplanning in jou lewe te doen. Ek het dit baie keer van die eerste dag van my gemeente gesê, een van die kostbaarste dinge wat ek by die dominee gebeur het was, al is jy 'n kind van die Here, en al het jy al tot bekering gekom, is dit toch kostbaar om elke dag opnuut vir die Heilige Gees te sê, beheer ook vandag my lewe, beheer my gedagtes, my woorde, my dade, my gesindheid, hier is die beheer van my lewe vandag, laat hom toe om my lewe te beplan. Kyk waarom jy dit wil, hoe jy dit doen, of jy dit met liefde doen, en weet dat jy dan met vrymoedigheid die bouinspekteur kan gaan ontmoet. Amen. Aan die jongens wat hy dan vir die voorraad van Jacomina en Mieke kry 15 week as moeder en maar aan my grootjie te kon hê. Dan kom ons oude Jan, wat vir bijna 59 jaar getrouw echtgenoot was aan Mieke. En allemaal wat daar besoek het in Dienesdag en die aftrede oor het vriende, familie, ook Wilma Smit van de Ultimate Homelessing en haar personeel wat haar verzorg het en ook Virginia, Tandy en Mimi wat oma Mieke thuis bijgestaan het. So ook Martha en Renata wat de getrouwd was voor bijna 25 jaar. En die familie, die ook gereid, want het was een paar was wat sy gedoen het nie, wat aanvankelijk die thuiszorgverhoudings behartig het en die lopend hoofde was van wat van Mieke terwyl en weet. Lilian Hans het paar was, tot op haar laaste, tot sy in vrede na permanente huis toe is. Henk, Hans, Peter, Marius, wat allemaal soos die mannen in de koon, oor veel jare daar was en voor en teespoed. Nikki always had that young special touch. Al die kleinkinders wat vreugde gebring het en later ook hulle help en ondersteuning gebied het. Dankie aan Anna Strijdom, wat vir vele jare daar was tot die einde. Ook aan die kosmosvriende, ook vir bedankings Dr. Kasper Boy vir sy jarenlange ondersteuning aan Mieke en die familie. Ook die gemeente vir die verversings, Vlaamse ondersteuning en spaseniering. Toby de Koester, Pieter de Oralis en Herman, die multimedia specialist vir hulle moeite vandag. Besonder dank ook aan Rosalie Funeral vir hulle professionele bystand en diens. Ons dank ook so aan wat ons bergsaam vir die bedankings, hulle moeite word opreg waardeer. Mieke Guytenberg is gebore en opgegroeid in Huizen, Noord-Holland in Nederland. Sy het opgegroeid in school bijgewoon in Huizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog al begin sy werk in een kinderhuis en begin so haar loopbaan. Met verloop van tyd begon sy haar as verpleegster. Sy was onder andere vroedvrou, die altersuster, wijksverpleegster, verpleegsuster en nog meer. Sy is in 1958 met Jan Kees Kruid getrouwd. 2 seuns is in Nederland gebore. In 1961 immigreerde hulle na Suid-Afrika en gaan woon in Vandenbijlpark. Nog 2 seuns is in Suid-Afrika gebore. Na 'n paar jaar begin 'n lang verbintenis met Eskom. Vakansies is dan kruis en dwars deur Suid-Afrika gereis, wat vele aangename herinneringe terugbring vir die seuns. Hulle was baie lief vir Pierre Wilton en het vele male daar vakansie gehou, dikwels saam Betsy en Jan Willem van Holland. Na vele omswervinge tree hulle in 1991 af in Middelburg. Mieke het haar op 'n spesiale manier beywer vir die verontrechtes en benadeeldes. Oma loved her grandchildren. She did the most wonderful things with us. Tea parties, Scrabble, and other board games, took us to the park and read to us. She had a heart of gold. She would always give the grandchild who lost the board game a piece of chocolate while no one was looking. When they fell and scraped a knee, she would put on Nivea. Na 'n vol en ryke lewe in die ouderdom van 90 jaar en na siekbed is sy oorlede op 8 December 2017. It was an honor to have a mother, grandmother and great-grandmother as she was. She leaves behind 4 sons, 10 grandkids, 4 great-grandkids, family and friends. Dit was voor die herinneringen, as jy mens dink aan Maria, wat die dinge wat die Engel gesê in haar hart gebeur het, die Engelse Bijbelpraat van sy ponderd in haar hart. En dis wat jy ook met die mooie herinneringen doen, met die ponder in jou harte. Ontvang nou die
die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Geloofsbelijdenis. Dit is maar vir ons ook om te weet, hier by die, ons dat die kussie bere, dat ons kyk verby die dood, wat ons glo in die drie-enige God, God wat vir ons die lewe gee. So ek kan voorgaan, as u wil, kan u hardop saam met my die belydenis opset, anders dan kan u dit net in die hart volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, en sy Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek gaan nou ook die begrafnisformulier voorhou. Geliefdes in die Here, Jesus Christus, ons hemelse Vader, het dit so beskik dat aan die unieke kruis deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy wat gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uit die dood nog sy oorwinning. Die dood waar is jou almal. Daarom kreer ons wel, maar ons kreer nie soos mense sonder hoop. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot sy nuwe toewyding. Jesus het ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe, maar vir hom wat ons gesterf het en wat ons opgewek het. En daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Op ons lewe en op ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Kom ons bid vir weer saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons al die troos gee in U woord. Ons weet, Here, dat na die sondeval die dood in die wêreld gekom het, as straf op die sonde, en het 'n angel gekry, maar Jesus het gekom en daardie angel vir ons kom wegneem. Jesus het in ons plek in die kruis gaan hang en ons sondes op hom gestraf, so die dood vir ons wat aan U behoort, nie 'n angel. Nou is dit vir ons nie die deurgaan, soos Paulus gesê het, dat daar daarna om deel van die Christus nie wees.
Wanneer ons sterwe, Here, ons as die kinders, is dit om oor te gaan om by U te wees, die volmaakte heerlikheid. Dankie vir die troos wat U vir ons gee. Dankie dat die Bybel 'n klomp keer vir ons sê, die seun glo en die ewige lewe. Ons weet, Here, dat aan die moed by U geglo het. Ons weet dat sy vir U lief gehad het, ons weet dat sy vir U gedien het. Ons weet dat haar hele lewe in teken van diens gestaan het en dat haar hele lewe vol liefde was. En ons weet, Here, dat sy dan beste vir U gegee met goud, silwer en edelstene. Dankie vir die troos wat ons hier kon weet, dat sy nou by U is. Ons vind haar. Dankie vir die jare wat U haar vir haar familie gespaar het. Dankie vir al die mooie herinneringe wat hulle aan haar het, Here. Gee dat hulle ook elkeen die mooie herinneringe diep in hulle harte sal bære. Dat hulle altyd met vreugde daarin sal kan terugkom, blydskap daarin kan vashou. Dat U vir hulle nog met die hart geseën in hulle lewe. Here, en vir elke dag wat voor lê, elke dag waar daar hartseer, daar vervanging sal wees, dankie dat ons kan bid dat U pad saam met hulle sal stap. En die getrou, elke vreug en hulle sal ondersteun. Die ware troos in elkeen sal. Seën elkeen wat U vandag die pad voer. Dankie dat ek dit kan doen in die naam van Jesus. Ons Here.